Ons sê goeiemôre en welkom aan almal wat inluister. Ons vertrou u gaan die diens saam met ons, die hele gemeente, vandag saam met ons geniet. Ons gesels vandag is die krag van God, nog sigbaar vandag. Ons skriflesing is Johannes 14 vers 12. Johannes 14 vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En dan ons ander skriflesing is Lukas 10, vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade kan doen nie. Hierdie is vir my 'n baie belangrike vers, want dit gee ons eintlik autoriteit, dat niks wat om ons gebeur, watter situasie ook al, 'n motorkaping, 'n wat, kom die Here en hy sê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor die krag, en oor al die krag van die vyand, met ander woorde, geen vyand wat teen jou te staan kom, jy die krag, nie hulle nie, jy het die krag. En niks sal julle ooit skade doen nie. So, vir my is dit die wonderlikste teksvers, om te weet, niks op Gods aarde kan jou skade doen nie. Want God sê, hy gee ons die krag, maar dan moet jy seker maak, dat jy hierdie skrifgedeelte ken, en weet, Lukas 10 vers 19 sê, Here, ek proklameer vandag, Lukas 10 vers 19, oor my lewe, oor my finansies, oor my kinders, oor wat ook al jou situasie is, proklameer dit, sodat jy leer om in God se oorwinning, en sy vat sy woord en stap daarin. Die Griekse woord vir krag is dunamis. Nou dunamis is eintlik 'n baie belangrike woord. Hy sê eintlik wat hy is. Jy hoor die doen in hom, dunamis. Dit beteken die vermoë om wonderwerke te kan doen. Nou kom die Here en hy sê in sy woord, niks is vir ons onmoontlik nie. Hy gee ons die krag, die dunamis krag, om die onmoontlike te kan doen. Met ander woorde, waarteen jy te staan kom, wat ook al jou issue is, vat God se dunamis krag, spreek dit oor dit uit en verklaar, Here, U gee my die krag daartoe, en ek spreek dit vandag uit. Hierdie vermoë om in oorwinning te kan stap. Baie gelowiges, veral uit sekere kerkverbande, wanneer hulle nie oorkundige kennis van die Heilige Gees beskik nie, is eintlik versigtig en staan op 'n afstand ten opsigte van die Heilige Gees en ten opsigte van die krag. So hulle spreek woord, maar hulle verstaan nie, krag is krag. En God sê, ek gee jou die dunamis krag, die oorwinningskrag. Ek gee vir jou totale oorwinning, en jy moet dit net vat. So, die Here kom en hy sê, ek is meer as net krag, ek gee jou die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, ek gee jou goddelike krag. Jy kan in goddelike krag funksioneer, omdat jy nie self in jouself te doen nie. So as ons kom en sê, Here, ek kom voor 'n saak te staan, en ek het nie die autoriteit, ek het nie die gesag, ek het nie die know-how om hierdie saak te hanteer nie, dan dank ek dat U dunamis krag, die doenkrag van U, Heilige Gees lê in my, en daarom is ek meer as oorwinnaar. Ons lees van hierdie krag van God, dwars deur die evangelies. As ons deur Matteus, Markus, Lukas, deur die evangelies gaan, dan lees ons van die dunamis krag van God, wat God die onmoontlike gedoen het. In die Christelike geloof beteken die dunamis krag van God om die onmoontlike moontlik te maak. Om die onmoontlike moontlik te maak.
Met ander woorde, as jy kyk na jou bankbalans en jy dink, Here, sal ek oorleef? En jy sê, God, op grond van u dunamiskrag, op grond van u beloftes in die woord, op grond van wat u vir my aan die kruis gedoen het, spreek ek lewe, die dunamiskrag daaroor uit. Verstaan, ons het eintlik 'n lewe van oorwinning, omdat God sy dunamiskrag vir ons gegee het, kan ons 'n lewe van oorwinning lei. Ons hoef nie swaar te kry nie, ons hoef nie vasgeanker te wees aan siekte nie, ons hoef nie vasgeanker te wees aan depressie nie, ons hoef nie vasgeanker te wees aan dat situasies nie uitwerk nie. God kom in sy dunamiskrag en hy sê, vat dit, spreek dit, stap in my oorwinning. Saam met die dunamiskrag gaan ook die bonatuurlike krag van geloof. Want as jy glo aan dunamiskrag, dan glo jy aan bonatuurlike krag wat God gee. En daarom is dit belangrik dat ons daai dunamiskrag sal vat en daarmee stap in ons lewe, met ons kinders, met ons toekoms, want dit is dit wat sake verander, wat die onmoontlike moontlik maak. Maar as ons kyk na die wêreld om ons, dan wil ek vra, sien julle die dunamiskrag? Beleef ons die dunamiskrag by mense? Nee, ons beleef dat almal sê, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ons beleef nie die dunamiskrag nie. As ons waaragtig glo dat God dunamiskrag is, dan sal ons sê, no matter what, God sal deurkom in hierdie saak. God will make a way. Hy sal in hierdie saak deurkom, want ons glo aan sy dunamiskrag. Dan wil ek vra, wat is die rede dat die dunamiskrag ontbreek in ons kerkwêreld? Wat het gebeur dat ons sien nie meer die dunamiskrag in mense se lewens nie. Ons sien nie die dunamiskrag in ons finansies nie, in ons gesondheid, ons lewensomstandighede, ons familie, in ons land of wat nie. Dit is omdat ons verhouding met die Here verwater het. As ons naby die Here wandel, as ons by God bly, dan gee hy vir ons die dunamiskrag, dan bewerkstellig hy die dunamiskrag, dan is hy daar om hierdie dunamiskrag so vir jou te gee. Maar ons verwater in die Heilige Gees, ons raak gewoond aan sekere stereotypiese Bybelstudie en gebed en goeters, en ons kom nie terug, en ons kom terug en sê, God, ek het vandag, Abba Vader, u dunamiskrag in my lewe, in hierdie situasie nodig nie. Ons is net besig met geuite patroon van, Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus, en ek dank u vandag dat jy hierdie nag met my gegaan het, en so gaan ons rympie aan, terwyl ons moet stil word, en sê, Here, vandag, kom ek, en ek maak 'n proklamasie tot u. Ek het u dunamiskrag in ons lewe nodig. Ek het u dunamiskrag in my gesondheid nodig. Ek het u dunamiskrag nodig om op te staan en te kan versterk word en sterk te staan en weer genesing oor my liggaam te proklameer. Ek proklameer nuwe krag. Ek proklameer nuwe genesing oor my liggaam uit. Ek proklameer uitkoms oor my situasie. Verstaan, ons moet in God se dunamiskrag funksioneer. Ons moenie kom en net in geuite stereotypiese gewoontes vasval en dink dat God wil make a way nie. Dit werk nie so nie. Het is interessant, na die hemelvaart van die Here, toe hy opgevaar het, toe lees ons in die woord, dat die disippels het aangegaan, en hulle het wonderwerke verrig, hulle het aangegaan en die evangelie verkondig, hulle het aangegaan en herlewings gebring, al was Jesus nie meer daar nie. En dieselfde geld, hy het die Heilige Gees uitgestort, so daar's geen verskil tussen die
disciples in ons nie, want Jesus was nie meer daar by hulle nie, maar hy het sy Heilige Gees uitgestort, en daai Heilige Gees is nou nog uitgestort, en daai Heilige Gees se inwerking werk nou nog vir jou en vir my, en dis net ons wat dit moet vat, en sê, Here, u Heilige Gees, moet my bekragtig, moet my versterk, ek vra vir u dunamiskrag in my lewe, in my omstandigheid, en God will make a way, hy sal dit vir jou gee, hy sal dit vir jou bewerkstellig. Maar ons mense staan skepties vandag. Ons het nie meer ervaring van die dunamis krag van God nie, want ons proklameer dit nie, ons challenge die Here nie meer vir sy dunamis krag nie. Ons is onkundig oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons is onkundig om weer God se krag te ervaar. En mag die Here gee dat sy krag terugkom in die kerk, dat ons hier die heerlikheid van God weer herleef, dat sy krag so tasbaar is, dat ons tasbaar bewus is van sy krag en sy teenwoordigheid. Baie keer, wanneer mens met mense gesels oor God, is die God van die onmoontlike, die dunamiskrag van God, God wat kom en hy verrig die onmoontlike in jou lewe, dan staan mense skepties, dan sê hulle, ja maar, if God, sou God dit toelaat, is dit binne sy wil, dan dink ek, ag, skerp net, om vir my te kom sê, is dit binne sy wil, en sal hy, en dit, God sê, vra, en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, hy het nêrens daar gesê, ja maar nie, nêrens nie, so God wil hê, kom en vra, staan op, gryp dit aan, vat die dunamiskrag van God, en sê, Here, ek stap in u dunamiskrag. Ons is mens, is gees, siel en liggaam. Die siel, julle moet hierdie mooi verstaan, die siel kan nie die plek van die gees inneem nie. Skus, nou baie mense funksioneer in hulle sielsdimensie. En hulle kom, met ander woorde, dis hierdie van, ag, dis mooi, en dis pragtig, en ag, jy is so gaaf, en jy is so dierbaar. Dan funksioneer ek in my sielsdimensie. Wanneer ek in my geesdimensie kom, dan sê ek, God is waaragtig, en hy is vandag dieselfde soos wat hy daardie tyd was. Dan kom ek in my geesdimensie. So wanneer mense in hulle eie krag en in hulle eie emosies funksioneer, dan beweeg hulle weg van die gees en die sielsdimensie. Nou, hoe beweeg mens weg van dit? Dit is wanneer mense sê, ek onthou, daar was 'n vrou, wat vreeslik graag 'n kind wou hê, en sy het vir my gesê, 4 keer, ek sal 'n kind hê, ek sal 'n kind hê, ek sal 'n kind hê, 4 keer. Is dit in God se krag, of is dit in eie krag? Kom, is in eie krag. Ek sal 'n kind hê. Nêrens het God in die prentjie gekom nie, sy het nou nog nooit 'n kind gekry nie. Want sien, ons wil baie dinge regkry in die lewe. Ek sal dit regkry, ek sal dit doen. Ons met God se genade kan ons dit doen. Met God se oorwinning is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Maar nêrens het die Here gesê, ek gee jou autoriteit, laat die eie ek kan seëvier nie. God het altyd gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy sê, ek sal jou paaie gelyk maak. So waar kom dit elke keer terug na God toe? Ek sal vir jou paaie gelyk maak. Ek sal jou oorwinning gee. Ek is meer as 'n oorwinnaar. So hierdie eie ek wat opstaan deesdae, wat die mense geleer word, hulle moet sterk staan, hulle moet proklameer, hulle moet deklarasies doen, dit is plain kom en twak. Al hierdie deklarasies, al die proklamasies en goed, verander dit en vermaak dit en sê, as die Here wil en die Here dit toelaat en my begenadig, dan sal ek dit
kan regkry met die hulp van die Here. So ons moet die eie ek en die goed wat vandag geproklameer word en wat aan die orde van die dag is, moet ons neutraliseer en terugbring van as dit die wil van die Here is, dan sal dit gebeur. In ons sielsdimensie lê ons denke en ons emosies. Met ander woorde, wat ons dink en wat ons beleef, wat ons ervaar, dis ons sielsdimensie. Wat gebeur? As ons in ons sielsdimensie werk, is ons denke en ons emosies. As ons God aanbid met ons denke en ons emosies, dan kom ons nie by ons kor uit, wat werklik kontak maak met God nie. Want dan is ons besig met 'n godsdienst van, alles is reg, alles is goed, alles is aanvaarbaar, solank ek net gelukkig is, en 'n mooi lewe leef, verstaan. Ons moet waak vir sielsdimensie en emosie. Wat gebeur as ons daarin funksioneer? Ons vind 'n teologie wat nie deur die Heilige Gees geïnspireer is nie. Want nou laat ek toe, ek moet kies waarvan ek hou. Ek moet kies waarin ek glo. Ek moet gelukkig wees. Ek moet tevrede wees. So dit gaan oor jou siel en die eie ek. Wanneer ons in daai teologie wil ek sê, is nie Heilige Gees geïnspireerd nie. Want dit gaan oor die eie ek. Dit gaan oor dit wat ons vandag aan die orde van die dag kry. Jy moet gelukkig wees, jy moet daarmee saamstem, jy moet vrede in jou hart hê. Dis alles goed en wel, maar is dit wat die Heilige Gees vir jou sê? Is dit wat die Heilige Gees vir jou wil hê? Is dit wat hy oor jou lewe uitgespreek het? Is dit wat hy geproklameer het oor jou lewe? Of is dit wat jy self besluit het? Ek moet net gelukkig wees, ek doen wat ek wil. Nou kom ons en ons sê bloot teologie. Dit is feite sonder die inwerking van die Heilige Gees. Dis blote kennis. Nou kry ons mense wat kom en hulle sê, weet jy, in hulle kerk verkondig hulle A, B, C, D. Baie mooi, maar hulle noem nooit A, B, C, D wat die Heilige Gees insluit nie. Met ander woorde, hulle sing hierdie liedjies, hulle glo dit, hulle glo dit, hulle glo dat. Maar hulle kom nooit by die kor uit om te sê, ons is gegrondves op die woord van God. Ons is gegrondves op die drie enige God. God is die middelpunt van ons geloof. God is die middelpunt van ons lewe. Wat alles gaan in vandag se tyd oor solank ek gelukkig is. Ek doen wat ek wil, ek leef soos ek wil, solank ek gelukkig is. En dan vertrou ek die Here sal dit seën, want dit gaan dan oor my besluite in die lewe. Want ons lewens word alleenlik verander, hoor nou. Ons kan net ons lewe verander op grond van twee aspekte. Die een is die woord en die ander is die inwerking van die Heilige Gees. Kry jy 'n amen in jou Heilige Gees oor 'n saak? Nee, daar 'n amen, laat jy weet wat waarmee jy besig is reg en goed, kry jy 'n amen. As jy nie 'n amen kry nie, sê ek vir jou, los dit. Want dit het ek al met dierlese geleer, dat 'n mens besluite neem, en dit klink goed en reg en mooi en edel en pragtig, en dan was dit buite die wil van die Here, en dan dra jy die gevolge, of die onkoste, of die tyd en die moeite, omdat God het nie 'n amen daarop gesê nie. So, ons moet weet in ons lewe, dat wat ons besluit, wat ons doen, moet ons eers na die Heilige van die Allerheiligste toeneem en vra, Here, dit wat ek doen, het ek u amen op hierdie saak? Is u in die saak? En dan sê die Here, ja, ek gee my Heilige Gees om as beskutting te kom, om jou te omarm in hierdie saak, en jou te beskerm in hierdie saak, en jou te beveilig in hierdie saak. Daarom kon ek sien dat Dok Herman lê in 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan daar op die bed. Rustig, ontspanne. Jy hoor nie dat hy kla nie, jy hoor nie iets nie, want hy is in die wil van God.
Hy is omring deur die Heilige Gees. Jy sien, ons maak ons lewe ingewikkeld, ons maak dit complicated, want ons beplan, ons doen, ons lewe, ons manier, maar ons hoor nie by God. God is dit u wil, u beplanning, u manier nie. En dan as ons leef soos ons leef, moet ons weet, ons is buite God se wil, en as ons buite God se wil is, moet ons die gevolge daarvan dra, wat dit in totaliteit op jou hele lewensverwagting het. So God wil hê, dat sy kinders in totale afhanklikheid van hom sal leef. Dat ons dag vir dag in afhanklikheid kom en sê, Abba Vader, ons vra u totale wil vir hierdie dag, en help ons denke, ons wil, ons wese, om in harmonie met u wil te lewe. Daar's twee goed wat ons lewe bepaal elke dag. Die een is die wil van die Heilige Gees en die ander een is die woord. So wat jy vir daai dag besluit, kom in die wil van die Here, kry 'n amen in jou gees. Ek weet nie of julle al dit beleef het nie, maar ek het in situasies dat ek waaragtig voel, hierdie, wat ek nou gedink het is 'n good idea, is nie wat die Here wil hê nie. Jy weet net soos jy weet, dit is nie nou die regte tyd om te doen wat jy wil doen nie. Dis of die Here jou betyds skeer, want hy weet waarop stuur dit af. So om in God se volmaakte wil te wees, is om in die volmaakte wil van die Heilige Gees te wees, 'n amen in jou gees te hê vir daai dag, en om die woord suiwer uit te leef, dit wat God in jou hart gelê het vir daai dag. Nou wil ek graag 'n saak bespreek, wat ek sien, die kultuur in ons land het verander. Ek sien dat die kernwaarhede in ons land het totaal verander, en hulle breinspoel die ouers, hulle breinspoel die kinders, hulle breinspoel die studente, en ek sien dat ons maatstawwe verander, en dit gaan hieroor. Die fokus begin val op intellektuele opvoeding. Solank my kind by die beste skool, die beste instituut, die beste universiteit, die beste lektore, die beste professors, die beste dit, dat my kind intellektueel gevoed word met kwaliteit onderrig. Dit word 'n kernwaarheid. Ek sien dit by baie ouers en ek sien baie snobisme by baie ouers, want hulle wil hê, hulle kinders moet opgevoed word met die beste intellektuele opvoeding. Dit berei die kind voor vir sy beroep. Amen, dit is so. Dit bied kundige kennis ten opsigte van lewensvaardighede. Amen, dit is so. So kry jou kind by 'n instelling wat wonderbaarlik is, hulle kry die beste lektore, hulle kry die beste opvoeding. Pragtig. Wat voed jy op met dit? Liggaam, siel en gees. So jy voed die intellek op. Jy is besig om klem te lê op die intellek. Maar karaktervorming word verkry deur insprake van die Heilige Gees en God se woord. En dit sien ek is besig om in ons land te gebeur. Ons sit die klem op intellek, op al daai goed, maar die kernwaarheid, dit wat jou mens maak, wat jou verbinding met God bewerkstellig, om werklik by die Here uit te kom, om God se karakter te leer ken, om insprake van die Heilige Gees te kry, om woordkennis te hê, dit ontbreek. Daai kinders het die wonderlikste opleidings en goed, maar hulle ken nie die woord nie en hulle kry nie insprake van die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees ontbreek in hulle lewe, want hulle word nie gevoed om kerk toe te gaan, om Bybel te lees, om in die woord te kom. Weet julle, ek sal in my lewe dit nie vergeet nie. Ek sê nie ons is wonderlike ouers nie.
ons het 3 hellietjies groot gemaak, ons is nie wonderlike ouers nie. As jy seentjies groot maak, dan maak jy seentjies groot. Maar ek kan onthou, Karel was 3 jaar oud, en ons het hulle verplig om in die grootmenskerk te sit. En toe ons uitloop, hou hy my hand vas, en hy sê, ek is soet te wees vandag. Toe sê ek, ja, jy was baie soet vandag. Want weet julle, hoekom was dit vir my belangrik dat die kinders moet kerk toe gaan? Dat die Heilige Gees oor hulle kan kom, dat die Heilige Gees hulle kan omgewe, dat hulle geesmens die gees van die Heilige Gees kan optel en ervaar en in hulle geesmens inkry. Hoe moet hulle dit inkry as hulle nie in 'n kerk kom nie? Hoe moet hulle aanvoel dis die Heilige Gees? Hoe moet hulle weet as hulle nie in die kerk kom nie? Die bietjie Bybel wat jy vanaand lees en die bietjie Bama gebed wat jy opsê, sê ek vir jou waaragtig, kan nie die Heilige Gees loslaat in jou huishouding nie. Jy moet die kind in die kerk kry, hy moet in die gees van die Heilige Gees kom, jy moet jou kind voed in dit wat God wil hê, sodat hy die krag van die Heilige Gees kan leer ken. En dit geld vir ons almal. Ons kan nie, ek dink so baie, en ek breek dit nie af nie, en ek kanselleer dit nie, en ek sê dankie vir die media wat dit moontlik maak. Maar die Here sê, hy is daar in die midde waar die gelowiges saam is. Daar is sy Heilige Gees. As jy voor die TV sit, sê ek vir jou, mis jy uit op die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want dis waar God sê, dis waar hy is, dis waar sy Gees is, waar almal saam verteenwoordigend is van hom, en dan vereensaam jou geesmens, want jy word nie gevoed met die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Daarom is ek baie daarvoor, laat klein kindertjies in die kerk kom, want die Heilige Gees kom en omstraal hulle en kom voed hulle en hulle word bewus van die Gees van die Here in die kerk. Ons sê karaktervorming word verkry deur insprake van die Heilige Gees en God se woord. Nou, die Heilige Gees en God se woord. Nou, wat is die stemmetjie wat vir jou sê, jy het nou verkeerd gemaak? Is die Heilige Gees. Wat is die stem wat vir jou sê, moenie bekommerd wees nie, alles sal uitwerk? Is die Heilige Gees. Wat is die stem wat vir jou sê, hierdie siekte wat jy het, jy sal nie doodgaan nie, ek gaan jou deurdra, is die Heilige Gees. Nou kom ek en ek wil sê, wat vorm ons karakter? Dis hierdie insprake van die Heilige Gees. Dis die inwerking van die Heilige Gees. Dit is dit wat jou as kind, as mens, dra, is die Here wat heeldag deur die Heilige Gees met jou praat, die Here wat heeldag deur jou gedagtes met jou praat, wat vir jou in die verkeer vir jou sê, bly in hierdie baan, en as jy voor by die roebord kom, dan sien jy, daar was 'n ongeluk gewees. Dis nietighede, maar God is so groot, so omvangryk, dat hy ons beskerm teen die lewe daar buite, maar ons kan net in oorwinning stap, as ons die Heilige Gees in ons lewe toelaat, as ons bly by God se opdragte vir ons lewe. Ons leer ons kinders, ons het hulle nou intellektueel gevoed, by die beste skole, die beste alles, sonder die Here. Nou, ons leer ons kinders sosiale vaardighede, maar besef nie, hulle ontbeer aan goddelike inspraak in hulle lewe, deur die Heilige Gees nie. Jy kan jou kind alle sosiale vaardighede leer, hoe om te onthaal, hoe om mense te ontvang, hoe om mense te groet, hoe om op te tree, hoe om wat te doen, om toesprake te hou, om wat ook al. Maar as hulle die Heilige Gees nie leer ken het nie, dan ontbreek hulle aan die vaardighede wat die Heilige Gees in hulle sit, om God se stem te hoor, om God se stem in jou hart te ervaar. Hulle ontbreek dit. Hulle die intellektuele opvoeding, hulle sosiale opvoeding, maar hulle deur geestelike opvoeding. Dan vra ek, die bietjie Bybel wat jy lees, die bietjie Bybel wat jy bid, gee dit vir daai kind geestelike input in sy lewe? Nee.
dit gee nie, want die kind moet leer om die stem van die Heilige Gees te leer ken. Want hulle word nie blootgestel aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Nou my gebed is, dat ons in die volgende jaar meer die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die kerk sal beleef. Dat ons hom tasbaar sal voel, dat ons hom tasbaar sal voel beweeg, dat ons hom gaan losmaak, dat hy tasbaar beweeg hier onder ons. Kinders kan van jongs af reeds al die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef, want in die geesdimensie is hulle reeds van jongs af blootgestel. Nou wil ek julle vra, was julle al by 'n plek, of het julle al iemand ontmoet, en soos julle die persoon ontmoet, beleef jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees in daai persoon? Die man wat verlede Sondag gepreek het, die eerste keer toe ek hom ontmoet, hy het nie 'n woord gepraat nie, toe weet ek, hy is gevul met die Heilige Gees. Hy is vol van die Heilige Gees. Die Heilige Gees stroom deur hom, oor hom. Ek kon dit tasbaar voel in sy teenwoordigheid, sonder dat hy 'n woord geestelik gepraat het. Want sien, wanneer God met sy Heilige Gees jou lewe deurdrink, dan straal dit uit na buite, dan beleef ander dit. Het jy al by 'n plek gekom, en laat iemand vir jou sê, hoorie, ek ken nie jou naam nie, maar ek weet jy's 'n Christen. Want dit is Gees wat koneksie maak met Gees. En dit is wat God wil hê, dat ons as Geesmens, so moet sy Gees uitdra, dat ons Gees koneksie maak met Gees in die buitewêreld om ons. Ons wil situasies hanteer met logiese denke. Veral mans. Vrouens wil weer met emosionele denke situasies hanteer. Nou die een is so erg soos die ander. Die man dink logies en die vrou dink emosioneel. Dit klink pragtig, want so is ons gemaak. Maar as ons nie ruimte maak vir die Heilige Gees om in die saak in te kom en te sê, Here, wys vir my wat 'n emosionele wese is, wat is die Heilige Gees se standpunt in die saak, en die man moet sê, Here, ek wat 'n logiese denke het, wat sê u Heilige Gees vir my rondom hierdie saak? Want jy sien, wanneer ons op ons eie staat maak, op ons eie denke staat maak, op ons eie emosie staat maak, ons vrouens sê, jong, ek voel, alles is nie reg nie. 'n man voel nie, 'n man dink, en 'n man sê, ek dink nie, dis reg nie. Is pragtig, want dis hoe God ons geskape het. Maar nou kom die Heilige Gees, en die woord sê vir ons, kry die Heilige Gees in die saak, en hy sal die saak vir jou oopbreek, en hy sal die saak vir jou verduidelik. So God wil hê, ons moet met die drie enige God funksioneer. Daarom sê die woord tereg, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Met ander woorde, daar staan nêrens, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Die Here sê nie, bedink die saak met manlike logika, of bedink dit met vroulike emosie nie. Die Here sê, ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Dan tel vreeslike kwaliteit opvoeding, dan tel vreeslike intellektuele opvoeding, dan tel al hierdie goed niks. Die kern van die saak is, ons kan net meer as oorwinnaars wees in Christus, as ons terugkom by die kern van die saak, en terugkom by die Here, en terugkom by ons verhouding met die Here, en terugkom by die Heilige Gees, en by hom die antwoorde kry, want dan werk hy met jou, soos wat hy met 'n man werk, of hy werk met jou soos hy met 'n vrou werk, maar dit word dan 'n goddelike inspraak deur die Heilige Gees, en dan kry jy die volmaakte oplossing, wat die Here in 'n saak het. Om Jesus te
te elimineer, om mense nie te na te kom nie, is dieselfde as om die kragbron van jou huis af te skakel. Ek het nou kort te doen gekry met 'n saak, waar mense gesê het, weet jy, ons is nou sulke verskillende gelowe, dat ons liewers nie moet lees en bid en open en dit nie, want dan skakel ons uit om mense te na te kom. Nou sê dit, as jy Jesus elimineer in 'n saak, dan is dit soos of jy die skakelaar van jou huis gaan afskaak, want dan is daar nie 'n lig nie, want dan is God se blessing nie op die saak nie. En u sien, in vandag se tyd is die regering besig, die wêreld om ons is besig, ons haal die skakelaar uit, en ons wil alles met denke en besluitnemings wil ons hanteer en regmaak. En ek wil vandag vir jou sê, kry die lig van God terug in jou huis, sit die skakelaar aan, laat God terugkom in jou huishouding, laat hy die besluite neem, sit die skakelaar aan, laat God se lig skyn in jou huis, laat God se lig skyn in jou hart, sit die skakelaar aan en sê, Here, nie meer my eie besluite nie, maar u besluite, wat u sê, dit sal ek doen. Ek sluit af. Ons moet waak om met godsdiens en tradisie besig te wees, wanneer ons vasval in geuite patrone. Ek het die voorreg gehad, ek het in 'n stad groot geword, en op 'n stad gestudeer, maar toe ek getroud het ek op die platteland gebly. En daar het ek geleer wat geuite godsdiens is. Al is dit mooi bedoel, al was dit opreg, al was dit eenvoudig, dat ek het geluister as die ooms met bidure of vir reën of vir goed ook al bid, dan sien jy, hoor ek, die geuite godsdiens daarin. En God wil nie hê, ons moet met geuite gebede na hom toe kom. Vader, ek kom vanaand tot u, ek nader tot u in die naam van die Jesus Christus, dis reg, ons moet dit so bid, en dan kom jy met geuite stories. God wil hê, ons moet 1 tot 1 'n verhouding met hom hê. Staan man vir wat jy verkeerd gedoen het die dag, en kom buig voor hom in aanbidding, kom gee hom die eer en die lof en die dank, en kom in 'n kind, vader verhouding na God toe, en los die geuite goed waarmee ons besig is, wat ons dink, ons moet bid, en wat almal altyd bid, en goed, haal dit uit, en kom en staan naak voor God, en sê, Here, ek stel myself oop voor u, as daar sake in my geesmens is, wat vir u nie tot eer is nie, ontbloot dit aan my, haal dit uit, help my, om suiwer voor u te kan staan. Wanneer ons bid, moet ons leer, ons moet ruimte toelaat vir die Heilige Gees, om inspraak in ons lewens te gee. Wanneer ons die Heilige Gees toelaat om inspraak in ons lewens te gee, dan en jy het 'n familie, dan is dit vir my die wonderlike, dat die Here my, oor my familielede goeders wys, dat ek al my kinders gebel het, en vir hulle gesê het, want ek het nou nie die soetste kinders gehad wat daar is nie, en hulle was jong seuns, laat die Here my gewys het terwyl ek bid, hierdie een is met dit besig, daai een is met dit besig, daai een is met dit besig, dan bel ek, dan sê ek, weet jy, die Here wys vir my dit, die Here wys vir my dit, die Here wys vir my dit. Want sien, wanneer ons na God toe kom, en ons kom na hom as Vader, en ons aanbid hom, en ons los ons geuite metodes van bid, Vader, ek nader tot u in die naam van u Seun Jesus Christus, en ek dank u vir hierdie dag, en al die geuite goed, en ons kom in eerbied, en tyd na God toe, dan kom God, en hy openbaar goed aan jou, wat hy wil hê, jy moet aanspreek, goed wat nie reg is in jou lewe nie, goed wat God wil nullify, goed wat God wil stop, goed wat God wil regstel, of goed wat God vir jou wil toevoeg, goed wat God vir jou wil moontlik maak, paaie wat hy vir jou gelyk wil maak, dat hy vir jou wysheid gee, sodat jy jou paaie gelyk kan kry, maar dan moet ons leer om God se stem te hoor wanneer ons bid.
Ons kan dit net regkry deur die inwerking van die Heilige Gees. Is die Heilige Gees wat God se stem na jou toe bring om jou paaie gelyk te maak, om die dinge vir jou makliker te maak, om vir jou te wys wat wag vir jou vorentoe dat jy reguit pad kan loop. Om dit reg te kry, is dit belangrik dat ons sal leer om die beloftes van die Here te spreek, om te kom en woord te proklameer, ek het so 'n papiertjie waar ek woord geskryf het, en ek het verskillende woord geskryf, want daar's verskillende situasies in 'n mens se lewe, en soms proklameer ek die woord, dan sê ek, Here, ek kom na U toe met hierdie saak, maar ek proklameer vandag hierdie woord vir U, ek spreek dit uit, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroepe is, Here, want vandag het ek U goedheid nodig, ek het vandag nodig dat U in hierdie situasie ingryp bonatuurlik. Verstaan, ons moet woord kan spreek, maar het help nie ek ken 4 Bybelversies nie. Jy moet eintlik woord kry vir siekte, woord kry vir finansies, woord kry vir sonde, woord kry vir vrede in jou hart, woord kry vir 'n wye spektrum, woord vir die land, dat jy woord spreek, sodat dit wat op jou hart lê, dat jy dit wat jy vra, of dit wat jy proklameer, dat jy dit opvolg met woord, want dan bekragtig jy dit wat jy gevra het met woord, en dit word een in die Here. Die woord kom en hy sê, ons mag die Here herinner aan sy beloftes. Hoekom het die Here beloftes gegee? Vra en vir julle sal gegee word, maar soek en julle sal vind. So die Here gee hierdie goed, sodat ons dit aangryp en toepas. As ons dit toepas, sal ons, sê die woord, 'n lewe van oorwinning lewe. Ten laaste, moet ons toelaat om die eie ek, die eie wil, die eie opinie eenkant te sit en die Heilige Gees toelaat om inspraak in ons lewe te lewer, dan sal ons alles vir ons ten goeie meewerk, sê die Here. As ons in sy wil bly, as ons sy wil bid oor ons lewe, as ons getrou bly in wat die Here wil hê, en weet, daar staan niks tussen ons en die Here nie, en dat ons kom en ons maak skoon en ons staan heilig voor die Here, dan sê die Here, hy sal ons gee die begeerte van ons hart. Amen.